Liewe vriende, baie welkom by ons tydjie saam vandag. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan en ek nooi jou uit om sommer net in die Here se teenwoordigheid te rus vir die volgende paar minute. Baie dankie Here vir u woord, vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons as u kinders, as u mense na die Bybel toe kan kom, omdat dit een van ons ontmoetingsplekke met u is. Dankie dat u 'n lewende God is wat ons ook daar ontmoet, soos op soveel ander plekke. En dankie dat ons kan oop wees vir dit wat u vir ons wil kom wys en dankie dat ons u dieper kan leer ken. En mag u ook deur vandag se teks en saamdink vir ons kom ontmoet. Amen. Vriende, vandag se teks, lekker lang teks, Eksodus 1 vers 8 tot 2 vers 10. Kom ons lees die teks saam en dan dink ons saam. Toe 'n nuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit, om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel, om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword, en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so 'n mate, dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete, en die lewe vir hulle bitter gemaak, deur swaar werk met klei en bakstene, en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Poa gesê: "As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak, maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe." Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: "Waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe?" Toe antwoord die vroedvrou die farao: "Die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore." As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: "Julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe." 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesiesmandjie gekry en dit met klein pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê, dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem, en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink: "Dit is seker een van die Hebreëse seentjies." Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter: "Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink?" Die dogter van die farao het haar geantwoord: "Ja, goed." Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma: "Neem die seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal." Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Amen. Dit is die woord
van die Here. Vriende, hierdie is 'n ou bekende storie van Moses, hoe sy lewe begin het en die omstandighede van die Israeliete op daai stadium in Egipte. Nou is hier 'n paar karakters in hierdie verhaal waarby ons vir 'n oomblik gaan stil staan. En die eerste is die Farao. Wat sien ons raak van die Farao, van hierdie Egiptiese koning? Ons sien eerstens dat hy onkundig is. Ons teks begin vandag en hy sê, toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie oor Egipte begin regeer. Met ander woorde, hierdie nuwe koning ken nie die verhaal van die verlede nie. Hy ken nie die geskiedenis van sy eie land nie. Hy weet nie watter verhouding die Egiptenare en Josef se familie gehad het nie. So, in die eerste plek is hy onkundig en ons weet mos nou dat onkunde oor 'n saak of oor enige iets eintlik 'n slegte ding is. Ons ken die spreekwoord, moet jou nie uitlaat oor iets waarvan jy niks weet nie, want dit lei maar baie keer tot verleentheid. En hierdie koning, hierdie Farao is dan eintlik op 'n plek waar hy nie weet nie en daarom dryf hy, of dit dryf dan op 'n manier sy optrede. 'n Tweede ding wat ons sien is dat hy bedreig voel. So hy voel dat hierdie Israeliete kan ons oorrompel. Hierdie Israeliete kan dalk by ons vyande aansluit en ons land oorneem op die ou einde van die dag. So hy voel bedreig. En dit is in die tweede plek nou nogal ook 'n plek waar swak besluite uit kan vloei, vanuit 'n plek van bedreiging. In die derde plek sien ons hy is magsbehep. Nou natuurlik, hy het die mag, hy is die Farao, hy is die koning van Egipte, maar hy gebruik sy mag op 'n baie spesifieke manier. Hierdie magsbeheptheid dryf op die ou einde dat hy verskriklike dinge doen, omdat hy graag in beheer wil bly. In die vierde plek sien ons hy is bekommerd. En 'n bekommernis is mos 'n emosie. En ek en jy weet self dat as ons baie keer uit emosie optree en besluite neem, is dit nie lewegewend nie. Is dit nie noodwendig die regte ding wat ons besluit en doen nie, want emosies het maar die manier om ons te oorweldig en ons op 'n sekere manier te laat dink en dis nie altyd goed nie. En in die vyfde plek sien ons van die Farao dat hy as gevolg van al hierdie dinge wat ons reeds gesê het, nie respek het vir lewe nie. Sy besluite, sy magsbeheptheid, sy gevoel van bekommernis, sy gevoel van bedreig, dat hy bedreig is en sy onkunde lei op die ou einde van die dag na die dood. Want hy sê al hierdie seentjies moet doodgemaak word. Nou vriende, hierdie Farao se lewe raak op die ou einde die simbool van die wêreld. Wanneer ons reflekteer oor die wêreld vandag en ons hoor woorde soos onkunde, bedreig voel, magsbehep, emosies, bekommernis en dood, dan is dit woorde wat duisende jare later maar nog steeds absoluut deel is van ons lewens en van ons wêreld. Maar kom ons bring dit nog 'n bietjie nader. Die Farao se lewe is nie net 'n simbool van die wêreld nie. Die Farao se lewe is ook 'n simbool van ons elkeen se eie donker kant. Van ons eie swak besluite. Van ons eie emosies wat ons nie op 'n goeie en gesonde manier bestuur nie. Want ja, elkeen van ons het wonderlike dinge, maar ook is daar maar aan ons elkeen plek om nog 'n bietjie te skaaf. En as ons nie onsself vir die Here gee om met ons te werk nie, dan kan ons ook dalk optree vanuit 'n ongesonde plek en nie lewe bring nie, maar ongesonde dinge. Wat is die ander groep mense waarvan ons lees in hierdie teks? Ons lees van 'n klompie vroue en kom ons staan eers stil by hierdie vroedvroue waarvan die teks ons leer. Interessant, die vroedvroue op daai stadium in die geskiedenis was baie keer 'n ongetroude vrou wat self nie kinders gehad het nie en hulle was betrokke by die geboorteproses
Lank voor die tyd en na die tyd. So hulle het byvoorbeeld ook besluit wie moet hierdie kind ontvang. Dit was algemeen dat jy 'n kind kon dra vir iemand anders. En die vroedvroue het dan nou hierdie rolle gefasiliteer, maar hulle het ook omgesien na die fisiese proses van geboorte. En daarom is hulle nou vir die farao die perfekte kandidaate om hierdie rol vir hom te speel, hierdie doodsrol wat hy graag wil hê moet gebeur. Dan vers 17, so belangrik, maar die vroedvroue het God gedien. Dit herinner amper aan daai teks in Spreuke wat sê wysheid begin met die dien van die Here, of wysheid begin met die vrees van die Here. Dit is hoe die vroedvroue gelewe het in verhouding met God. Hulle verstaan iets wat die farao nie verstaan nie. Hy verstaan nie dat die lewe heilig is nie. Hulle verstaan dit. Dalk omdat hulle so nou gewerk het met nuwe lewe. Maar hulle verstaan iets van God wat lewe gee. En dit dryf op die ou einde van die dag hulle optrede. En dan bring hulle optrede, hulle besluite wat hulle neem, bring op die ou einde van die dag lewe. So die farao se optrede bring dood. Die vroedvroue se optrede bring lewe. Moses se ma se optrede bring lewe, Moses se sussie se optrede bring lewe, die farao se dogter se optrede bring lewe. Ons sien in die teks dat sy die seentjie jammer kry. Die woord wat daar gebruik word in Hebreëus beteken ook om deernis te hê. En daai is 'n belangrike ding vir ons om raak te sien. In hierdie konteks van dood, in hierdie konteks van hopeloosheid vir die Hebreëse mense, het die farao se dogter 'n gevoel van deernis wanneer sy na hierdie seentjie kyk. En waar die farao doodmaak, speel al hierdie vroue 'n rol om lewe te laat seëvier. Vriende, as ons nou hierdie twee groepe met mekaar vergelyk, of die farao vergelyk met hierdie groep vroue, dan is ons natuurlik aan die kant van die vroue, want ons glo ook lewe is heilig, en ons glo ook dat ons verhouding met God ons dryf moet wees. Maar hoekom sukkel ons partykeer so? Hoekom sukkel ons so baie dat ons dade lewe bring? En hoekom maak ons mekaar maar seer? En hoekom sukkel ons dan nou soms ook om te dink, maar kan ons 'n positiewe rol speel in die lewe? Calvin het gesê, hoe kan ons vir God ken as ons onsself nie eers ken nie? So selfkennis is 'n ongelooflike belangrike komponent van geestelike groei en van geestelike formasie. En daarom is dit dalk ook baie belangrik om dikwels binne toe te kyk, om te vra, maar waar is ek op hierdie stadium in my lewe? Wat gaan in my gedagtes aan? Wat gaan in my hart aan? Hoe lyk my optrede? Hoe lyk die besluite wat ek neem? Is dit wat ek doen lewegewend, of is dit wat ek doen dalk besig om vir mense seer te maak? Is dit dalk besig om meer leed te doen en swaar tye te bring as die teenoorgestelde, as die positiewe? Aan die ander kant voel ek baie keer dat ons dalk dink, maar ons kan nie 'n verskil maak nie. Dat ons amper hopeloos geraak het en dink, ag, maar kyk hoe swaar gaan dit, en ek het nie die hulpbronne om 'n verskil te maak nie, en ek weet nie genoeg nie, of ek het nie genoeg geld nie. Daai ding van ek kan nie. Op 'n derde vlak, en dalk die ergste vlak, is ons dalk op 'n plek waar ons ook sommer net dink, maar ag, ek wil nie. Dalk is ek op 'n plek waar ek dink, ag, die lewe gaan maar daaroor om te werk, om geld te kry, om af te tree en om dood te gaan. Dalk is ons eenvoudig net op 'n plek waar ons geen visie het nie, omdat ons so ingesluk is deur die gewone dinge van die lewe. So die vraag, kan ek regtig 'n verskil maak? Wil ek regtig 'n verskil maak? Ek dink die vroue wys vir ons dat dit moontlik is om in 'n siek stelsel 'n verskil te maak en lewe te bring. Nie sommer net 'n verskil maak nie, regtig lewe te bring, omdat die lewe vir God belangrik is. Hoe gaan ons dit regkry? Daar's nie 'n resep nie, is nie maklik nie.
dink dit begin by die vraag van, kan ek regtig en wil ek regtig? Ons sien in die vroue, dat hulle dryf, hulle verhouding met die Here is. Omdat hulle in verhouding met die Here lewe, neem hulle hierdie besluite, en het hulle respek vir lewe. So, sommer die vraag, as ek glo, ek kan nie eintlik 'n verskil maak nie, en as ek sommer op 'n plek is waar ek nie wil nie, is die fokus dan nie maar te veel op myself nie. Is dit nie dan dalk tyd om net weer te vra, maar watter rol speel God in my lewe nie? Die tweede ding, dalk moet ons nie so ver vorentoe kyk nie, maar net fokus op wat in ons beheer is. Ons dink baie keer wanneer daar 'n probleem is, dan moet ons die probleem al opgelos het. Wat van, ons vergeet daarvan, maar ons vra net, maar wat kan ek doen met dit wat ek het? Wat is die eerste stap wat ek kan neem? Kom ons vergeet vir 'n oomblik die uitkoms. Kom ons doen net wat ons kan. Die vroue het net gedoen wat hulle kan. Die vroue het, omdat hulle dit gedoen het, op die einde van die dag lewe gebring daar waar hulle gekom het. Vriende, 'n paar laaste gedagtes. Ons gaan dalk nie die uitkoms sien waarvoor ons gewerk het nie. En dit is sommer in die Bybel, baie profete het goed gesê en goed gedoen en hulle het nie geleef totdat daai dinge in vervulling gekom het nie. En so ook met ons. Die vroue se keuse het op die einde van die dag Moses se lewe gewaarborg en hy het groot goed gaan doen in die naam van die Here. So wanneer ons die volgende tree neem, dan gaan ons 10 nie besef wat 'n ripple effek dit gaan hê nie. In die tweede plek sê ek ook nie dat ons emosies ongesond moet hanteer of moet ontken nie. Ons moet nie sê, ag, ek kan maar net 'n besluit neem en as dit sleg gaan met my, vergeet ek daarvan en ek vat nou net die lewe soos wat hy kom nie. Slegte goed gebeur. Ons leef in omstandighede en in 'n gemeenskap wat gebroke is. So om eerlik te wees oor ons emosies en om eerlik te wees oor waar ons is op die oomblik is 'n kardinale ding in terme van ons eie geestelike groei en in terme van hoe ons graag 'n verskil wil maak. En dan die laaste gedagte. Daar is mense wat reg kry. Daar is mense wat hierdie lewe kyk en wat sien hier's moeilikheid, hier's dood, hier's sleg en wat dan die keuse neem om lewe te bring daar waar hulle kom. Nie deur groot goed te doen nie, maar om klein stappies, een tree op beslag te neem en te sê, hoe kan ek hierdie persoon hanteer? Hoe kan ek in my gesprek met daai ou hoop bring? Hoe kan ek in hierdie situasie wat totaal sleg lyk, hoe kan ek net probeer om 'n bietjie lewe te bring daar waar ek kom? Ek dink nie die Here verwag van ons om berge te skuif nie. Maar ek dink hy vra vir ons, kyk bietjie na binne. Is ons op 'n plek waar ons te veel soos die Farao lyk? En wat is nodig? Watter eerste tree kan ek neem om ons respek en liefde vir die lewe meer radikaal te kan uitleef? 1 Petrus 3 vers 15. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Mag ons elkeen dit beleef. Amen. Here, dankie dat die lewe vir u heilig en vir u belangrik is. Mag ons u volg en lewe bring daar waar ons kom. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees is hierdie week by jou. Amen. Soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop,
dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hof. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof.